dierbare bloed van die Lam. Amen. Dankie Vader vir voorbereide harte vermoere dat ons ontvang dat wat U vir die
Dan wil je eerst. Amen. Voor ons eerste liedjie gaan sing, gooi daar's krag in woorde. Amen. Dit wat ons spreek, daar krag. As jy deelig gaan sê ek voel nie lekker nie, gaan ek nie lekker voel. Amen. Draai ons nou nie die langs toe. Dan sê jy vir hom ek is verlos deur die bloed van die Lam. Amen. Amen. En sê dit as jy dit glo. Ek sê dit as jy dit glo. As jy glo sê dit met alle gawe sê ek is verlos deur die bloed van die Lam. Amen. Kom ons sing. Lekker staan. Is verlos deur die bloed van die Lam. Amen. As ons net volgende liedjie sing, die volgende liedjie se woorde sê, Jesus sets me absolutely free. Weet jy wat doen die duivel? Hy kom en maak jy tou met jou voet vas. Ja, loop jy so rondom nie tot op jy voete vas is.
kerk kan gaan. Nou beteken voete op ons voete vas. Amen. Al wat jy moet doen, lig die ander voet op, maar jy nie nou die ander voet ook kry. So, dan gaan jy voel, maar dan kan ek my eerste voet ook bietjie op. Ja. En sê ons, Jesus sets me absolutely free. Of jy nou met een voet of al twee voete doen, dan wanneer die duivel hier volgens vastbind en vastkry. Amen.
Soos ek nou gesê het, daar is baie mense wat nie
eers vandag nie. Baie mense wat op verlof is of na trouwens toe is, insluitende 3/4 van die orkes toe. Ek hoop nie vandag die gesin het wie gesing het vir die gespeel. Amen. Ek weet my broers herken hom nie, maar die Here is hier nog wel. Amen. Ek gaan nodig hier die pastoor Louis, ek gaan so vanaf die platform af, en weet seker maar al die goeders al agter is weg, maar ek gaan hom bidden die Here ons sal sien, ek weet reeds voor iemand ook, maar ek gaan nou weer, Here mag jy my broer seën vanoggend. Here laat het hom voel soos hy is. Dat hy gemaklik is, Here, en die Gees sal vol soos nog nooit van tevore nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Goeiemôre aan elkeen van u. Dit is 'n voorreg wat ek het om in die huis van die Here saam met u te kan wees. En ja, dit voel vir my soos my huis. Die Here het my in die bevoorregte posisie geplaas dat ek dan die bouer van hierdie kerk was, en iets wat vir my wonderlik is, dit is vandag my 3de keer wat ek in hierdie kerk preek. So, net nadat hy klaar gebou is, het ek my uittrede hier gegee, en ek het dan ook met die inwyding van die kerk het ek dan, maar nou die 3de keer, so dit is vir my lekker om saam met u hier te kan wees. Ag, jy moet altyd smaak vanmôre hoor. Lyk net of jy gerustig is. Lyk net of jy bly is. Sê vir die een daar langs jou, Jesus het jou lief. Kyk agter, kyk voor en sê vir hulle, Jesus het jou lief vanmôre. Ek het met die Here gepraat oor die woord wat ek vanmôre vir Louis Trigard moet bring, en Here het met my besig geraak oor die skrif. Terwyl ons hierdie ou liedjie sing, Jesus love has never failed me yet. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê, Here, dankie vir die liefde van die Here wat my nooit alleen laat. So daardie van het woord gesing, Jesus sets me absolutely free. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die vryheid van Christus Jesus. Die tema van my boodskap is die kruis en die oorwinning in sy bloed. Ek gaan nie met jou praat oor die bloed van die Here vanmôre nie. Ek dink daar het baie boodskappe al uitgegaan rondom die bloed van die Here, en dit is eintlik 'n baie ernstige saak, maar ek wil jou vanmôre 'n motiverende boodskap van die Here afgee. Ek wil jou vanmôre so 'n bietjie stig in die gees van die Here. U sien dat die nagmaaltafel is vir ons 'n herinnering aan dit waardeur Jesus Christus gegaan het. Dit is 'n herinnering van die grootste offer wat daar was. Dink net by jouself, broer Johan, as ek en jy nou vanmôre nog 'n ou bokkie moes gebring het, en hier 'n altaar gehad het, en ons moes nou die ou bokkie slag, en dan moes die hoëpriester by die allerheiligste ingegaan het, om vir ons sonde versoening te doen. Wat 'n las was dit nie vir daai manne gewees. Maar ek dank die Here dat ek deur die volmaakte offer Jesus, halleluja, tot in die troonsale van God kan indring. Hy wat die orde van Melchisedek is, hoëpriester sonder sonde, wat vir ons elke oomblik by God intree. Ek wil vir u lees in Johannes hoofstuk 19, ek gaan vir u enkele vers lees. Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 17. Die opskrif is die kruisiging. Ek sien vers 17, en hy is Jesus Christus, het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelsplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus
in die middel. Sover die woord van die Here. Broer en suster, ek wil vanmôre met die praat oor die kruisiging en wat se fenomenale gebeurtenis dit eintlik was. Ek en my huis, ons vier die kruisiging as 'n feestyd. Want ek wil my rede begin met die volgende, dat as Jesus Christus nie opgestaan het na die kruisdood nie, beteken die kruisdood niks. En as ek in die gaan kyk van die woord van die Here, en Paulus skryf dit in Korintiërs 15, 1 Korintiërs hoofstuk 15, praat hy dan van hierdie wonderlike Christus, en hy beskryf dit, dat as die dood van Jesus en die opstanding nie saamgewerk het nie, dan was die kruisiging van weinig nut. En ek gaan nou later in my boodskap terugkom na dit toe. Maar ek wil hê dat u moet vanmôre verstaan, dat sonder die kruis van Jesus Christus, kan ek en jy niks verwag nie. Dan is ons verlore. Israeliete, die Jode, hulle voer nog, hulle bid nog voor die muur en wag vir Christus Jesus om op te staan. Ek dink nie hulle het al die boodskap ontvang dat die graf is leeg en die doeke lê nie, hulle het nog nie die boodskap ontvang of hulle het dit dalk ontvang, maar hulle is soos wat ons mense vandag is, ons wil nie altyd luister. Maar ek wil hê dat jy moet luister. Jesus leef, hy het opgestaan en deur sy dood en al vir my en u vanmôre oorwinning gekom. Broers en susters, daar gebeur iets op die kruis. Dit is toe die Here Jesus Christus, en ek gaan 'n bietjie lekker met jou gesels vanmôre. Toe die Here Jesus Christus hierdie kuldesak stap, en hy hierdie geweldige kruis op hom dra. Dit was nie 'n maklike saak nie. Wie van u het al 'n kruis gedra? Daar was 'n staaltjie en dalk het nie van dit al gehoor. Broer en suster, dat hierdie man kom in die teenswoordigheid van die Here en hy sê vir die Here, ek kan dit net nie maak. Dit is, die pad is vir my te swaar. My kruis is te swaar. En die Here vat hom in 'n geweldige groot vertrek in. En hy sê vir hom, nou hier is 'n klomp kruis. Dra, kies vir jou 'n kruis wat jy kan dra. En hierdie man is baie opgewonde en daar agter in die hoek staan 'n geweldige goue kruis, soliede goud. En hy het nog hier op daai kruis gaan hy dra. En hy hardloop, maar hy tel nie daai kruis op nie. Hy kry ook die kruis is te swaar. Die Here sê vir hom, kyk wat staan agterop. Jy sou kyk, staan daar Jesus van Nasaret. Halleluja. Was Jesus se kind. En hy hardloop en daar staan 'n ander een en hy hardloop daartoe. En hy wil optel, maar hy sê nee, hierdie kruis is bietjie lig. Hy kan hom nie optel nie. Die Here sê, kyk wat staan daar. En daar staan iemand se naam op. En so gaan hy deur hierdie vertrek en hy probeer vir hom 'n kruis kry wat vir hom gemaklik is. En op die einde staan daar aan een kant in 'n hoek, is daar so 'n vervalle ou kruisie. Ene wat nie altyd baie mooi is en hy kyk die kruis so en hy dog dat hy hom maar gaan probeer. En toe hy so optel te vlei, nee Here, hierdie kruis kan ek dra. Hierdie kruis is reg. Die Here sê vir hom, kyk wat staan agterop hom. Toe hy so kyk, toe staan sy naam agterop hom. Jy sien, vanmôre sal die Here nie vir jou 'n kruis gee wat jy nie kan dra nie. Jou kruis wat jy dra is wat van die begin van die grondlegging van die aarde vir jou gegee is en beskik is om te dra. En net so het Christus Jesus, toe hy daar die kruis dra, toe sy bloed. Hy was uitgeput. Hy was emosioneel op die laagste plek waar hy kon wees. Hy was baie benoud vir hierdie pad. Hy was bang. En jy weet nie iets kan bang wees. Luister wat bid hy in die tuin van Getsemane. Hy
Sê Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nie my wil nie, maar U wil. Die sinale benoeming en die vrees van die Here wat in hom is. En broer en suster, hoeveel maal is ek en jy nie bang nie? Hoeveel maal is ek en jy nie op 'n emosionele laagte punt nie? Hoeveel maal is my liggaam nie moeg en dam van al die aanslae van die wêreld my bied nie? Maar dan God, Jesaja 53, sê dit so mooi. Hy sê, en ek is vir julle deurloop. Die mense het my nie geag nie en ek is verag. Hy sê, maar nogtans het ek julle krankheid op my geneem. Deur my wonde het daar vir julle genesing gekom. Ek wil vir die kerk van die Here vanmôre vertel dat daar is oorwinning voor. Hoorlik het nie nodig om vanmôre vasgenaal te sit in omstandigheid. Jy het nie vanmôre nodig om vasgenaal te sit in krankheid nie. Jy het nie nodig om vanmôre bekommerd te wees nie, want die woord van die Here sê, hy wat vir my is groter as hulle wat teen my is. En as die Here vir jou veg vanmôre, is jy op 'n pad van oorwinning, want hy kan nie verloor nie. Jy sien dat op hierdie Golgotha-pad, die plek van hoofskerel, hierdie plek van pyn, hierdie plek van vernietiging, die Filistyne het Golgotha gebruik. Dit was eintlik 'n doolhof van moord en doodslag. Dit was 'n plek van straf. As jy daarom op Golgotha opgelê is as 'n straf, dan het jy geweet jy gaan sterwe. Halleluja, maar ek dank God vir Jesus Christus, Nanga, Salafta, wat die wêreld wat op Golgotha gekom het, wat 'n plek van 'n gewisse dood omskep het in 'n plek van 'n ewige lewe. Jesus kom, stap hier op die pad, lag weer iets, hang in die naam van Simon, en ek het baie gewonder, hoekom het hy eintlik in die prentjie gewees, hoekom het hy eintlik in die verhaal ingekom van Jesus Christus. Die Here raak met besig dat alles in die woord en aanleiding tot iets anders dit. Sy gaan vat Abraham wat sy seun moes offer, sy nie bereid was nie, kon Jesus die vir ons geoffer word nie. Ag, en so kan ek veel baie voorbeelde noem. En ek dink en die Here raak met my besig oor Simon, terwyl Jesus Christus wat ek en nie aanbid op die moeilikste plek in sy hele lewe was. Dit is 'n ander saak toe hy in die hemel was, en hy was 'n geestelike wese, en hy saam God regeer, maar die oomblik toe hy aarde toe kom, toe verander die brein so bietjie, want toe word hy vlees en bloed. Hy word vanmôre gelykvormig as aan ek en u die woord van die Here sê, en hy homself ontledig om in die heerlik neer te daal, om aan my en u gelykvormig te word. Weet jy wat is vir my so interessant van hierdie gedeelte? Dat Jesus Christus het geweet wat gaan verwag. Hy het geweet dat hy gaan 'n pad moet stap wat onregverdig is. Want eintlik is hy onregverdig dood. Die woord van die Here sê in die begin van Genesis dat die loon van die sonde is die dood. En Jesus Christus het nie gesondig nie, want as hy gesondig het, kon hy nie my en u verlosser gewees het nie. Maar weet jy, hy moes gesterwe het. Weet jy waarom het hy gesterwe? Want hier die heilige, almagtige God van hemel en aarde, hy wat triomfeer, dat as jy sy naam roep, dan sidder die fondamente van die aarde, die hel kom in bewe, en die kerk van God kom in roering. Weet jy waarom het hy gesterwe? Want hy was deurboor van die sonde van my en u. En hy vat die dood op hom, sodat ek en u kan leef. Hy vat die krankheid op hom,
sodat ek nie gesond kan word. En ek sien hier die Simon, terwyl Jesus Christus op die moeilikste, op die slegste punt van sy lewe was, op die plek waar hy nie meer kon nie, hierdie kruis wat syne was, het 'n swaar geword, het 'n swaar geraak, sy bene het ingegee, sy liggaam het ingegee, sy verstand kon dit net nie meer deurhou nie. Hy was op 'n plek gewees waar hy bly val het. Ek kyk in my geestes voor ek sien hoe die bloed uit sy liggaam uitloop en sy kragte van hom afwyk. Maar daar is 'n plek met die naam van Golgotha waar hy moet uitkom vir my en vir jou oorwinning. Jesus, prys U naam. God stuur vir Simon om hom te help, om die laaste stukkie te dra. Weet jy wat is die probleem van die mens? Ons gee op 99%. Gee ons op. Ons gee net voor die oorwinning. Gee ons op. Net voor die volmaakte verlossing. Gee ons op. Net voor die volmaakte oorwinning en genesing en afwestigheid gee ons op. So daar weet jy wat ons sin don't give up. You're on the brink of a miracle. Yes. Mense kan nie meer wonderwerke sien. Daar vind dit net nie meer plaas nie. Want net voor die wonderwerk plaasvind, dan sit ek terug. Maar ek dank God vir Simon van die tentoonstelling van die Here Jesus Christus in vandag se lewe, die oomblik wanneer my kruis te swaar geword het en die oorwinning nie voor my lê en ek nie meer krag het om te kan neergaan nie, dan kom Jesus en hy tel my kruis op en hy dra hom tot in die oorwinning. Kyk van die Here, ek wil jou vertel, daar is oorwinning voor. Liedjie wat ons sing, is my baie mooi liedjie. Hy gaan so, take up thy cross and follow me. I hear the blessed Savior calls. How can I make a lesser sacrifice when Jesus gave his all? Take up thy cross and follow me. I hear my blessed Savior calls. How can I make a lesser sacrifice when Jesus gave his all? Hy het sy alles vir my en jou gegee, sodat ek my kruis kan optel en kan deurbreek tot by die troonsale van die Almagtige God. Sal jy die Here net verantwoordelik, sê Here, dank U vir die wonderlike oorwinning wat ek gedoen het. Halleluja. Golgotha is eintlik 'n plek van heelmaak. Vir 'n sondaar en 'n gevangene en 'n moordenaar is dit 'n plek van vrede. Vir my is dit 'n plek van blydskap. Want die sien as dit nie vir Golgotha was nie, dan sou ek en u nie vanmôre hier kon gewees het en deel gehad het aan die ewige salwing en heerlikheid van God nie. Golgotha! Die bloed het gevloei. Maar weet jy wat was? Daar's 'n ander liedjie wat sê, when he was on the cross, I was on his mind. Yes, amen. Toe hy nog bloed opgegee, toe hy op die punt gestaan het en gesê, Here, ek sien die kans vir die pad nie, laat die beker van my verbygaan, ek weet nie of ek dit kan drink nie. Dus ek het nie op sy verstand. Halleluja.
Here is reg, ek sal deurdruk. Dit gaan moeilik wees. Dit gaan nie maklik wees nie, ek is benoud, die bloed is verklaar, die woord van die Here verklaar sy sweet, dit is bloed op hom uitgestaan. Het jy al ooit in bloede gesweet? Het jy al ooit gesweet, as jy ooit in 'n angsbevange situasie, dat jy gevoel het, ek kan nie meer nie, en daar die oomblik toe hy op sy slegste, op sy swakste, op sy vernietigste, wat die vyand het gedink het, is slag gestaan, daar die oomblik, dis wanneer die mens gewoonlik selfmoord pleeg, dis wanneer die mens oorgee aan drank, dis wanneer die mens oorgee aan meditasie, en aan pille, en aan dwelms, en al hierdie dergelike dinge, maar ek wil jou vertel, van 'n man met die naam van Jesus, wat vir my en jou vanmorgen redding gee, wat vir ons verlossing gee, wat vir my en jou vanmorgen oorwinning gee. Kyk hier die tafel van die Here. Woord van die Here sê so dikwels, as jy by mekaar kom. En ek wonder so in myself, Here, gebruik ons as kerk die tafel daar te min. Want ek wil nie net een keer 'n maand oorwinning hê nie. Ek wil nie net een keer in 'n maand op plek staan waar ek sê, Here, nou is nie vir my genoeg nie. Maar wanneer ons gedurende, as ons by mekaar kom, ons sit 'n bietjie wat eintlik gebeur. Die oomblik wanneer ek die Here op broodjie breek en ons ou vleisie braai by mekaar, eintlik moet die nagmaaltafeltjie daar gereed staan. Die oomblik wanneer ons mekaar gekuier en 'n koffie drink, pastoor Tertius, dan moet die nagmaaltafeltjie gereed staan. Halleluja, dat ons mekaar kan bemoedig, dat ons vir mekaar kan herinner aan die oorwinning wat plaasvind, aan die oorwinning wat deur Jesus Christus vir my en jou gegee het. Ag, weet nie wat moet gebeur, die oomblik wanneer een in 'n omstandigheid sit, en dit het prysene, en 'n emosionele laagtepunt, dan moet ons gaan, en ons moet vir ons so 'n bietjie 'n nagmaaltjie aan, om te sê, deur sy wonde, en daar geneesing gekom, deur hom met haar oorwinning gekom, deur hom met haar verlossing gekom, as ons by die man kom wat vasgevang is, in plaas daarvan dat ons op probeer regbreek, wat 'n breek kan iemand regmaak nie hoor, wat ek jou vanmorgen sê, maar weet jy wat maak 'n mens reg? Die krag van die bloed van Jesus. Amen. Amen. Iemand vasgenagel is, en het verstaan, kom in jou huis in, en bied vir hom Jesus aan. Wat is het beste voorbeeld van Jesus? Is daar nie as die tafel nie, Johannes skryf die volgende, Jesus sal die voor. Hy sê, as jy nie van my liggaam eet, of van my bloed drink nie, het jy nie deel aan my. Ek wil jou vanmorgen vertel, wil jy deel hê aan Jesus? As jy wil deel hê vanmorgen onthou, dan het jy deel in sy opstanding, dan het jy deel in sy dood, dan het jy deel in sy herlewing, dan het jy deel in sy oorwinning, dan het jy deel in sy wen, dan het jy deel in die ewige koninkryk van God. Halleluja, onthou jy, ek het gesê dat in die begin van my boodskap, sonder die opstanding beteken die kruisiging niks. As jy nie gaan doodgaan en deur Christus in die gees opgewek word, beteken jou lewe op aarde niks. Want om in die koninkryk van God te kan inbeweeg, om hierdie oorwinning en heerlikheid van God te kan ervaar, sê Paulus die volgende, daaroor kruisig ek myself daagliks. Ek moet my elke dag doodmaak, sodat Christus my kan lewe maak, en ek op 'n plek kan kom, waar ek hierdie tafel van God kan gebruik, sodat hy deel van my kan word. Johannes 17 sê die volgende, Jesus Christus is in sy laaste gebed, en hy is besig om vir die apostels en almal te bid, maar hy kom, en is in die 16de vers,
laat ek net seker maak. In die 19de vers en in die 21ste vers kom hy die volgende. En hy vra, hy sê, Vader, maak hulle, en hierdie is die gebed, wat hy nie vir die wêreld vandaan bid nie. Hy bid dit nie vir sy apostels nie, hy bid dit nie vir sy volgers nie, maar hy bid dit vir my en u, wat vir hom in die toekoms was. Kom ek lees dit vir jou, dan bevestig ek dit wat hy sê. Hy sê, ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan word. Dit is die slot waar hy vir sy apostels bid. Luister, waar begin hy nou vir my en u te bid? Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, dit is vir die apostels alleen nie, maar ek bid vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Weet jy dat my nou bekering het gekom deur die woord van die apostels verkondig het, wat gemaak het deur die sendingsreise wat hulle gehad het, en dit het gemaak dat ek en u tot bekering kan kom. En hier met Jesus Christus vir my en vir u. Hy sê, maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Luister aan bid. Hy sê dat almal een mag wees, net soos u Vader, en in my en ek in u. Luister nou, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ek wil jou vertel, as jy by die kruis uitgekom het, en jy het op Golgotha hoogte uitgekom, dan is jy die oorwinning, en dan sterwe jy self, sodat Christus in jou kan lewe, en dan word jy 'n eenheid met God, en alleen dan kan die wêreld glo dat Jesus in jou lewe. Yes, amen. Broers en susters, ek weet nie, as ons daar met die Here die tafel, maar mag ek dit vanmôre bietjie anders te doen. Ek gaan nie u bedien vanmôre nie. Ek wil u glad nie vanmôre met die tafel, want jy sien, die tafel is 'n saak van vrywillige. Ja, amen. Die gevaar van die tafel van die Here is, sê die woord van God, dat as jy nie deel het aan hierdie tafel, met ander woorde, as jy nou vanmôre nie van hierdie tafel wil gebruik nie, dan het jy nie deel in Christus Jesus nie. Dan beteken sy opstanding vir jou niks, dan is hy nog dood. As jy nie deel het aan hierdie tafel vanmôre nie, kan jy nie deel hê in die oorwinning. As jy nie deel het aan hierdie tafel vanmôre nie, kan jy nie deel hê aan sy vergifnis. As jy nie van hierdie tafel eet vanmôre nie, dan kan jy aan niks van hom deel hê nie. Dan wil ek jou vertel, as jy eintlik besig om jou tyd te maak. Maar dan wil ek jou ook vertel, dat as jy aan hierdie tafel vat vanmôre, en jy is nie reg nie, verskoon, dan eet en drink jy en oordeel oor jouself, en jy staan skuldig aan die bloed van Jesus. En die wat skryf Paulus in Korinters, hy sê, daaroor het 'n aantal van julle reeds ontslaan. Wag, ek gaan dit vir jou lees, dat jy my glo. Die woord van die Here is baie ernstig. As dit kom by die tafel, wat jy sien, jy gaan nie net 'n oorwinning kry nie. Christus Jesus gaan nie net van die begin af kom en jou kruis vir jou dra nie. Ernstig gaan jy jou kruis moet dra, en jy gaan so 'n bietjie geskaal word, en dan gaan so 'n bietjie splinters kom, want jy sien die verlossing moet ingeskaal word, die bekering moet ingeskaal word. Jy moet die littekens van Christus Jesus kan dra. En as jy dit gedoen het, broer, suster, wat ek vir jou vertel, dan is jy op die regte plek. Luister wat skryf Paulus in Korintiërs hoofstuk 11, vers 27. Hy sê, want wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of hierdie breker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here.
Maar as 'n mens moet onsself beproef en so van die brood eet en van die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie ontskei nie. Vers 30 sê dit, as jy daarom is daar onder julle baie swakkers. Hoeveel van die kerk en die mens het swak geword, en dan weet ons nie waaroor nie. U sien, ek moet maar net ter inligting, dit is nou nie 'n bestraling nie, hoor, jy moet nou mooi verstaan, ek wil jou bemoedig vanmôre. Maar jy moet ook weet dat baie keer eet en drink ons krankheid en swakheid vir onsself. Hy sê 'n aantal siekes en 'n aantal het reeds ontslaap, kerk van die Here. Ek wil jou vanmôre vertel, wanneer jy gaan opstaan en jy gaan aan hierdie tafel toe kom. Jy weet wat is jou grootste probleem. Daar is geen groter profeet as jyself. Want mense wil die gees van God toets om te sê, ek gaan nie vir my sonde uitrof, ek gaan dit nie doen nie. Die Here my help, kan ek dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie, want ek gaan God nie versoek nie. Jy weet wat is jou tekortkominghede. Jy weet vanmôre waar het jy God nodig. Jy weet wat is jou krankheid wat besig is om jou onder te kry. Jy weet vanmôre wat is jou emosionele raagtepunt. Jy weet, jy kan nie meer verder gaan as ek kyk nie dalk so dan dink ek wat hierdie ou nog 'n paar kilometer loop, maar intussen is jy op die punt van opgee. Ek wil vir jou verkondig. Don't give up. Moenie opgee nie. Nog net 'n eentjie. Halleluja. God betaal so ver. Ek sien hoe ver is iets wat eintlik naby is. As jy nie lus is om dit te doen of as jy nie krag het om dit te doen. Het jy al gesien hoe moeilik is dit? Ek is nog jonk en ek is nog fliks op my voete, maar weet jy die moeilikste dit was, is toe ek geval het en ek probeer opstaan. Ek wil jou sê, toes hierdie liggaam vir my sy krag nie meer soos wat het altyd is, wanneer ek met die ander speel, die ander is my tydkind. As ek my dom speel, dan val ek en ek rol en ek gaan, maar die oomblik toe my liggaam seer en voel ek, Here help my, toe is die opstaan nie meer so maklik nie. Ek wil jou vanmôre vertel, my weleerde papi het vir my altyd hierdie geleer, om sukses en oorwinning te kan behaal, moet jy een keer meer opstaan as wat jy geval het. Want die oomblik wanneer jy bly lê, dan gaan die vyand oor jou praat. Maar ek wil jou verkondig, hier is oorwinning. Sien die vanmôre hierdie tafel. Hier is oorwinning. Hoor die oorwinning. Hoor die oorwinning. Sien jy vanmôre die oorwinning. Sy liggaam is gebreek. Hy is verwoes, hy is geslaan, hy is gemartel, sodat ek en jy vanmôre in oorwinning kan staan. Ek wil jou vanmôre sê, broer en suster, vriend, toeluisteraar, ek gee nou nie om wat is jou emosies vanmôre nie, want dit het niks van sprake nie, wat van krag is dat die Here vanmôre vir my en jou in oorwinning wil sit. Hy wil vanmôre ons krankheid vat, ek wil ons en ons nie maak, want hy wil jou krankheid hê. Mense gebruik dit as 'n verskoning om opgepiep te word. Aandag, ek noem hulle aandag soos. As jy by Jesus Christus is, weet jy wat sê my Bybel? My Bybel sê vir my, hy is die groot geneesheer. My Bybel sê, hy is die verlosser. My Bybel sê, hy is die Here wat jou losmaak. Halleluja! Ek sal nie net so bekoe loskom. Ja, dit is ook so dat baie van ons krankheid die ook te doen met die pad waar die Here met ons stap om ons in die hemel te kan kry. Hoor wat ek sê, daar was ek nog nie gelees om Jackie Liebenberg, was so jy ook sien. En dan gaan ek by dit klaar maak.
En dit al geleentheid, hy het geweldige groot suikersiekte gehad. Jy sien, hy het altyd een taal gehad. As hy daar praat, was dit dan van die kracht van God. Ek wil jou vertel, ek nie nog ruims op te sê, jy het die geest van God nodig. En die oomblik is ja. Dan van die hemel bezig. En ek weet nie wie van die kan vir pastoor Basie Brinsotter nie. Hy is daar die jare was hy ons werker gewees, 'n fenomenale godsman. Die Here kom by kom Jackie en ek sê vir hom, ek gaan jou nou gesond maak as jy vir my sê dis reg. Maar die Here sê onthou, dit is die krankheid wat jy by my voete het. En hoe Jackie staan op die val op sy knieë, toe hy bankheid opstaan. Hy sê, God, laat my met suikersiekte sterf. Ek gaan na die tyd aan toe, ek sê vir oom Jackie. Ek sê, wat sê oom? Julle wil ook gesond maak. Ek sê, Boetie, hy sê, ek sterf suikersiekte in die hemel. As wat ek sonder suikersiekte in die hemel. Ek wil jou vanmorgen vertel, jou krankheid is dalk nie vanmorgen vir jou vir 'n gewees nie, is dalk om jou op die pad te kry oor die koninkryk van God te kan gaan. Maar vir al die ander goede, wil jy vanmorgen verlos word, wil jy vanmorgen gered word, wil jy vanmorgen verander word, wil jy vanmorgen van jou emosies ontslae. Weet jy wat is die grootste gevaar van die kerk van God? Emosie. Wanneer ons deur emosie gedrywe word, dan val alles ons in mekaar. Want daar is 'n baie fyn lyn tussen emosie en die gees van God. Moet die twee nie met mekaar verwar nie, maar ek wil jou vermoere geleentheid gee. Halleluja, as jy voel Here, ek het oorwinning nodig. Broer, as jy voel vanmorgen, jou seun is nie op die pad nie, kom vat oorwinning. Suster, as jy voel, jou kinders is nie reg nie, kom vat oorwinning. Halleluja. Man en vrou, die vrede oorwinning. Pa en seun, moeder en dogter, die vrede oorwinning. As jy emosioneel in depressie is, hier is veel oorwinning vanmorgen. As jy vanmorgen voel, ek kan nie meer nie. Dinge het vir my te veel geraak. Hier is oorwinning vanmorgen. Jy ken jou eie omstandighede. Jy ken jou eie tekortkomendhede. Jy ken vanmorgen jou eie behoefte. Ek gaan vra dat jy gaan staan. Dan gaan ek die seën van die Here oor die tafel afbid. Dan as jy wil, dan vat jy vir jou vanmorgen so'n stukkie oorwinning. Of vat jy vir jou 'n stukkie genesing. Of vat vir jou 'n stukkie liefde. Of vat vir jou 'n stukkie verlossing. Of vat vir jou iets van Golgotha, sodat God dit in jou kan plant en jy dit kan uitdra na die wêreld waar jy toe kom ons gekom. Here, vanmorgen is ek so bevoorreg om hier die tafel van U, van die kerk van God te kan bedien. Ek wil eerstens die seën van U oor hierdie tafel afbid. En ek wil vanmorgen met Here hulle wat na hierdie tafel toe gaan beweeg, dat U hulle gaan aanraak. Ek wil bid dat U hulle die oorwinning gaan gee. Ek wil bid mense wat werksomstandighede, Here gee vir hulle oorwinning in die werk. Hulle wat besighede gee vir hulle oorwinning in die besighede. Here, hulle wat sekere take aanpak, gee hulle oorwinning in alles. Dat U hierdeur vereer en verheerlik gaan word. En dat die wêreld daar buite kan notisie dat U nog steeds die God van Abraham, Isak en Jakob is. Dat U nog steeds die God is wat dooies kan opwek, wat verlamdes kan opwek. Halleluja, wat op die water kan loop, wat met die spreek van 'n woord die storms kan stil maak. Waar stil wat stil moet wees. En maak ons stewig wat ons stewig moet wees. Dank ek U vir dit in Jesus naam. Amen. En amen.
Baie dankie, ek het vra dat die musiek nog speel.